ons sluit die oor. Matteus 5:4. Geseënd is die wat treur en die Here sal hulle troos. Here, dankie dat ons vanaand hier by mekaar kom met God my Vader, Here. Here, maar eerstens wil ons vir U kom innooi, Here, in hierdie diens met God my Vader, Here. Here, kom stuur die Heilige Gees, Here, dat ons oor ons sal vaar met God my Vader, Here. Here, ek wil die Stevens familie en die Johnson familie na U toe bring, Here. Ek wil op U troon kom plaas met God my Vader, Here. Here, kom wees saam met hulle wat in rou is, Here. Here, kom troos hulle in Jesus naam, Here. Here, dankie dat ons vanaand op hierdie tyd moet by mekaar kom. Here, dit is die dag wat U vir ons uitgesit het, Here. Here, ons het nog van hierdie week gedink, ons sal miskien op 'n ander plek wees, Here. Maar U beplanning is dat ons vanaand hier sal by mekaar kom, Here. Here, dankie dat ons die Massa lewe kan vier, Here. Here, dankie dat U haar deegedra het, Here. Here, kom wees met die familie wat agterbly, Here. En dan my kind sy gesin wil op, Vader. Here, kom hou met U hand van genade oor, Here. Here, laat ons die diens in U naam begin. In Jesus naam. Amen. Goeienaand, familie, vrienden. Dan is dan eindelijk van mij vanavond iets anders aan die te staan en zo baie mense om dit te kan sien. Ek wil hier vanavond voort met die woorde van Psalm 34 en vers 19 wat sê: Die Here is naby aan hulle wat gebroke harte het en wie se gees verpletterd is, verlos hy. Mag die vrede en liefde van die Here tot aan ons dra gedurende die diens. Aan die familie wil ek sê baie dankie vir die geleentheid om vanaand met julle die woord van die Here te kan deel. Die dominee is op verlof, die het vir vanavond, so hy sal Saterdag die diens van ons doen. Ek dink, as ek ander mense troostdienste doen, dan is dit maklik. Maar hierdie is mense wat ek ken en weet rondom my groot geraak het. So hierdie een is skielik en dit maak seer. Ek voel U sing nie so lekker. So ek gaan nou vir U vra. Ek weet nou nie of ek loop nog bidding wat vanaand aangaan. So, ons gaan staan en ons gaan met daai liedjie wat sê, daar is die traan in die hemel, want my Jesus is daar. En dan gaan ek gaan 'n geleentheid gee vir 3 huilplekke. Nou ek weet, er is baie mense wat baie wil sê, maar as U nou langer gaan praat, dan gaan ek nou korter preek. Ek wil nou nie daai doen, maar sit tot 12. Maar ek gaan klaar. So, ek gaan geleentheid gee vir 3 huilplekke, en dan as U wil sing, dan kan ek ook dit. So 3 huilplekke, en dan gaan ek sê so 2 sang meteen. So kom ons staan, daar is geen trane in die hemel, en met Jesus staan. Bye.
wanneer die mense te lang speel, jy gaan speel moet nou, as jy daar praat, wil jy net harde, jy gaan opstaan, ons gaan nog bietjie begin sing. Dan net vir een keer persoon, soos die altyd sê. Enige persoon wat na die sê oor my maak te leer. Goeienaand allemaal. Robertson is stil. Robertson is getref. En Robertson wys ook hoe United Robertson kan wees as die Here se liefde betrokke is. Amen. Ek dink as een man wat vandag moet wees wat dit is. Ek dink jy as 'n moeder wat vandag in hierdie spys wil wees. Ek het sy Jemima geken as 'n kind in hierdie kerk. Wat as 'n ouer, net soos elke van ons gemeentelede, haar kinders in die werk te gebring het op het Sondagskool is jeug, takkasasie klas. Ons almal ken die Kleinhans en die Stevens familie en die Jansens en die Maurits uitgebring. Kerkmense, mense wat die Here geken. Maar weet vandag, brada, is baie vraag. Maar dit gee vir ons vandag 'n les. Ek hou aan en ek het vandag met iemand gereed. 27 jaar gelede gaan die Dirty Paragie vir ons as jong mense te die kusters. En sy woorde is nooit slaap, kwaad en slaap in die kusters. Maar nooit skel vir julle kinders en voor julle kop neersit op die kusters weer bidden. 27 jaar later is dit iets wat ons bybly. Wat leer dit vir ons? 'n man wat sy vrou baie gesin het en nooit weer gedink het sy sal weer terugkom. Ons aanvaar die lewe so maklik. Selfsprekend dat ek gaan na vanaand sien, ek gaan jou later sien. Die gejaag van die lewe is dat ons die klein dingetjies mis. En vandag is ons hier om die trane net 'n bietjie te kom afdroog. Van 'n man wat vra het, ek gee vandag vir jou brother. 'n moeder het gehuil oor 'n kind wat sy nie geweet het hoekom hy so verneder is. Hy was geslaan, hy was verneder, hy was gekruisig, sodat ons kan hoop het vandag. Ek gee vir jou daardie hoop, want ek het uitgespreek vir ons, ek laat vir julle in my vrede. Maar gaan vrede in jou hart is. Jy weet, jy vra miskien hoekom en hoe gaan ek dit maak, hoe gaan ek my kinders grootmaak? En dan kyk jy net rondom as jy agterhoek kyk. Sy het 'n impak gemaak op mense se lewens. Sy het 'n rol vervul. En nou sy liefde miskien maar. Die Here sal hy liefde kom afdoen. Ek weet nie vandag hoe voel dit. Want as het my vrou nog. Maar ek leer vandag 'n les. Nie die klein dingetjies van hoekom ek verlief geraak het op jou. Hoekom jy my kinders se ma is. Hoekom ons saam moet bidden wees. Hoekom ons saam hierdie stryd moet gaan. En dit staan ek terug om vir jou te sê dat dis seer. Dis nie lekker nie. Maar ek staan vandag en ek gee vir jou die hoop wat hy voor ons nagelaat het. Ons opgestaan met ons hoop en ons aan.
mag die Here vandag vir jou besonder krag gee, geduld gee, die liefde en die hoop, sodat jy jou kinders vorentoe en sukses kan verloop maak. En die breë familie, mag God jou trane afdoen. Kosie, hier te sê, wil ek 'n plaatjie benoem. En vir my toe op die foto sien, as ek in die Kaap gewees. Symbolies vind op die wat die pad ken na Esten toe. Die ongeluk het gebeur by die 3 kruise. As jy kyk na die linkerkant toe, maak die mense 3 kruise staan op die boom. So glo die Here se hand van genade ons. Ek wil afstaan weer te sê, en ek noem dit altyd dat, wanneer ons die breedheid van die ongeluk sien, dan vergeet ons dat God laat nooit sy kinders deur pyn en lyding gaan. Hy het reeds voor ingetree, sodat hy sy engel kan huis toe doen. Vandag mis julle 'n engel, maar laat God die blom wat sy altyd is, in die hele lewe altyd, sal dit oopmaak. En die reuk van haar lewe altyd sal inhou. Susters, hulle sterk. Die Here seën. Nog iemand? Kan je vervangen kunnen? Eerste wil die Here dankie sê vir die man se lewe. Vanaand is dit so almal voor die mens wie sy was, altyd gesmaak. Die Here het hier, die Here het lewe. Dan nag, raak het wakker. Ons lewe het op by mekaar. Vraag wat die Here vir my geloof het. Hoekom het ons voorouder vir ons gegaan as het kom by die lief en non bloe bekende daar het alon God wat geleer. Here, hoekom ek dit sê? Ons het hier dan nie meer godsdienst in ons huis nie. Ons met ons foon. Ons leer nie ons voorouers ons geleer van die liefde van Jesus. Ons het eerlik lief vir mekaar, ons het nie meer tyd vir mekaar. As ons nog lief vir mekaar. Ek sê altyd vir die kinders by die skool, verstaan jou my, sê môre, jy weet hoe hy is omstandighede. Die Here het niemand vir ons geleer. En die Here dat ons moet mekaar se laste dra. Ons moet nie weier om te vra nie. 7 jaar terug het my meisie my verlaat. My kind was 3 jaar oud. Ek het nie op die wat om te maak nie. Maar weet julle wat? As jy op jou knieë gaan, die Here antwoord. Hami ek wil die boodskap jou los. Ek gaan 'n tyd kom, want ek nie gaat wie wat om te maak met jy. Maar die Here het gepraat en die Here het my gesê, jy moet nader aan jou kinders beweeg. Ons moet verstaan die Here se werke. Die Here het 'n doel met alles. Hier het 3 ja, dit is tyd vir wat bepaal is. Tyd om lief te hê en tyd om nie lief te hê. Ja, ek was weg van overheid, waar ek groot gereed. Leren taal en nooit meer kry, een vriend, verleeflijk wat jy nie.
En zij was daar de zoet bij mij. En betaald en altijd voor ik mij dat je vrouw verliefd wat jij ziet. En zij was daar de zoet bij mij. En betaald en altijd blij voor ik mij dat je Ik groet elke broer en zuster en die wonderlijke naam van de Heer Jezus Christus. Vandaag wil ik net voor beschrijven wat er mij was. En vandaag wil ik eerst nog beginnen met de betekenis van haar naam. Jemima, also Jemima, one of the daughters of Job, was born after God restored Job's fortunes, following his time of intense suffering, along with her sisters Keisha and Karen. Her approach, Jemima was known for her exceptional beauty, and her father granted her an inheritance, which was uncommon for women in that time. Jemima's life symbolizes the restoration and blessings that God can bring, even after periods of great trials and loss. Jemima's story teaches us about God's ability to bring beauty and blessing out of suffering. Her life is a testament to the renewal and grace that follow faithful endurance through life's hardships. Op vrijdag, die 10e van die 7e maand 2026, met zo'n opkomst het die stil die wereld verlaat en hy veranderd dimensie en het een groot hartseer leemte aan familie en vrienden se lewens gelaat. Jemima Faith Johnson, hoe kan ek jou ooit vergeet? Want jy was de ware suster bestie vir my, daarom kan ek jou nooit vergeet. Vandaag is hy geanker in my hart. En daarom sal ek net die mooie herinnering koester van die impak wat jy gemaakt het in my lewe. Die woorde Leon, ek kan nie lang sit nie. Leon, ek kan nie lang. Die woorde Leon, ek kan nie lang sit nie. As jy uit Nachtskop gekom het om vir Jack te gaan haal, sal altyd bijbly. Want so het ons gekeier dat jy tyd jou gevangen om vir Jack te gaan haal. As jy oor my deur se drempel gestap het en jy 'n besoek afgeleid, was daar altyd 'n mooi sonskyn glimlag op jou gesig en nooit 'n dull moment. Al het jy miskien deur wat gegaan. Ons kon praat oor dinge in die lewe en selfs weer uit dit, want so het ons alles gedeel met mekaar en tot 'n slotsom gekom en kon raad gee daaroor. Dankie dat ek altyd op jou nommer kon druk, as ek in die nood was en lus was vir iets lekker. As dit nie Joey was nie, dan was dit jy wat jou gehaas het om by my uit te kom. Jy was 'n engel in disguise, wat goed en omgee het uit jou gestraal, en dat jy die enigste in jou soort was. Jou laaste besoek was iets wat stil en vreemd, maar dan kom ek vandag tot die besef van dat dit jou laaste afschiet was, en dat ek jou nooit weer sou sien, en daarom gaan ek jou besoek ter rus. Aan Zoe, Jack en Helmik wil ek net sê, dat julle werk was, en julle daarin moet berus, dat sy onderweg is na 'n beter plek, en wachten op julle sal wees, tot julle weer eens haar sal ontmoet. Is dit iets niemand?
Kijk, gaan we alleen dit keer in zo'n thema, gaan we weer naar die woord gaan. Maar net sê, ek is so dankbaar. Almal het geweet met my as my Heerse vrou, maar ek en Mima het nooit so 'n verhouding gehad wat met mekaar gekom het. En die laaste 2 maande, dit was so uitgesit dat hulle kom bly toe in ons buurt. En dis waar Mima soggens omkom en ons deel 'n bietjie. En ek moet sê, Mima was 'n baie sagte aardige persoon. Ten spyte van storms wat ook in haar binneste gewoed het, as jy na teenwoordigheid was, dan het jy die kalmte gevind en ek is dankbaar dat ek die geleentheid gehad het om dit te deel. So, meneer, ek wil net vir jou die kinders die volgende zijn. Liefdes ons gaan beweeg na die woord van die Here en gaan vra vir Celia ons te bid vir die woord.
Baie dankie Koning Jesus dat U vir ons leer, ons so het ons kom sing, Here, dat U ons nie alleen sal laat nie. Baie dankie Koning Jesus dat U gedurende hierdie tydperk met die Jansen Steven familie was. En so vertrou ons, Here, dat U verder sal gaan van nou af tot en met Saterdag toe. Maar besonder wil ek vanaand kom bid, Here, dat U die woord sal kom seën. Here, die lees van die woord, die verkondiging daarvan, wil bid, Here, dat U vir die Heilige so sal kom wegsteek agter die kruis en dat hy sal spreek soos sê die Here, ons Here. Dankie, Here, vir elkeen wat vanaand opgekom het om na U woord sal kom luister, om te kom luister. Seën alles wat nog verder gedoen sal word. Dit kom bid ek in Jesus se naam met baie danksegging. Amen en amen. Hoe het soos nou, wanneer 'n mens jou voorberei vir 'n boodskap, dan is amper so jy kry mos nou 'n tema aan, jy dink daaroor en preek daaroor. Nou koos ek toe ek hierdie boodskap moet voorberei, toe kom maar 3 gedagtes by my op. En die eerste is, ek onthou die huldeblyk van Suster Eneline, en ek onthou dat Ainsley was 'n verskriklike teëgees gewees. En dan Mima was die sagte aard en stilte persoon gewees. Nou ek gaan 2 tekstverse lees en eers een gaan kom uit Psalm 46 en gaan lees vers 1 tot 3 en dan Johannes 11 vers 25 en 26. Psalm 46 vers 1 tot 3 sê die opskrif is God is ons toevlug. Vir die koorleier van die Koragiete op die wysie van jong vroue uit lied. God is vir ons 'n toevlug en 'n beskerming. Hy was nog altyd bereid om te help in nood. Daarom is ons nie bang nie, al gee die aarde pad en skryf die berge tot in die dieptes van die see. En dan Johannes 11 vers 25 tot 26 sê, toe sê Jesus vir haar, ek is die opstanding en die lewe, wie in my glo sal lewe, al sterf hy ook. En elkeen wat lewe en in my glo sal in alle ewigheid nooit sterf nie. Glo jy dit? In aanleiding van vers 2 van Psalm 46 wat sê God is vir ons 'n toevlug en 'n sterkte, as hulp in benoudhede is hy in hoë mate bedroef. Nou, ek gaan sommer die teks gebruik om vanaand se boodskap te tema met die titel God is vir ons 'n toevlug. Nou vanaand staan ons, sit hier met harte wat swaar en seer. En dan baie vrae waarom niemand van ons antwoorde eintlik het. Daar's trane wat baie keer van self vloei. En daar's 'n leegte in ons lewe wat woorde nie kan vul. Die skielike afsterwe van Jemima en 'n motorongeluk. Almal van ons geskok. Vir my was dit ek ook opmaak as die eerste boodskap wat ek ontvang. Niemand was voorberei op hierdie dag nie. Niemand het gedink dat ons so gou en so skielik moet afskeid neem van 'n jong vrou, 'n moeder, 'n dogter en 'n vriendin. En wanneer die dood so onverwags kom, dan voel dit vir ons asof die wêreld vir 'n oomblik stil staan. Want ons dink aan die planne wat nog gemaak is daarmee en die drome wat nog moet geleef word. Die kinders wat nog 'n ma se stem
wil hoor en haar arms om hulle wil voel. En dit is pyn wat nie maklik beskryf kan word nie. Maar juist in sulke oomblikke roep God ons nader. Hy roep ons nader omdat hy al ons vrae wil beantwoord, maar omdat hy ons self aan ons wil kom gee. Want hy beloof in Psalm 23 nie vir ons 'n lewe sonder storms nie, maar hy beloof dat hy saam met ons deur die storm van ons lewe sal gaan. Nou koers ek weet nou nie of dit waar is nie, maar ek weet, Suster Eneline was 'n baie intelligente vrou gewees. En toe sy Jemima se naam gegee het sy dit met 'n rede en met 'n doel gegee. Nou Jemima se naam dra 'n besonderse betekenis aan my, ek weet nie of dit gebeur het nie, maar ek weet. Die naam Jemima kom uit die Bybel en dit staan in Job hoofstuk 42. Want nadat Job deur geweldige lyding gegaan het, nadat hy alles verloor het God weer hom hoop en 'n nuwe lewe, 'n nuwe genade aan hom geskenk. En een van sy dogters het hy Jemima genoem. Ja, die laaste dogter. En hierdie naam van Jemima beteken dat sy is 'n duif of dagbreek. Nou wonderlik is dit dat hierdie twee betekenisse ons eintlik vanaand kan kom troos. Maar die duif is in die Bybel 'n simbool van vreugde, van sigmoedigheid en die teenwoordigheid van God. Toe Jesus gedoop is, het die Heilige Gees soos 'n duif om hom neergedaal. En die duif herinner ons aan 'n sagte gees, aan liefde sonder geraas en aan goedheid wat nie aandag versoek nie. Nou baie mense sal Jemima onthou as presies so 'n mens. Sy was nie iemand wat altyd in die middelpunt wou wees nie. Sy was stil, sag en sy het nie nodig gehad om hard te praat, om 'n verskil in mense se lewe te maak. Haar vriendelikheid, haar kalm geaardheid en haar liefde het op 'n rustige manier mense se lewens aangeraak. In die wêreld leef ons dikwels dat net die mense wat hard praat of wat hulle self kan uitleef raak gesien word. Maar God werk dikwels deur die stil mense, want hy sien die sagte hart van sulke mense raak. Hy sien die liefde wat sonder vertoon gegee word. En hy sien elke daad van omgee wat niemand anders miskien opgemerk het nie. En dan beteken hierdie naam Jemima ook dagbreek. Nou dagbreek kom altyd na die donkerste deel van die nag. Wanneer alles donker lyk, dan begin daar stadig lig te verskyn. Die son kom op, want hoop word weergebore. Vandag voel dit vir haar familie asof hierdie nag waarin hulle self bevind nooit eindig nie. Want die verlies is vars. Die seer is diep. Die stilte in 'n huis kan anders wees. Haar kinders gaan haar besonders baie mis en haar familie gaan haar stem verlang. Haar plek aan die tafel gaan vir ewig leeg wees. Maar die evangelie vertel ons dat God die God van dagbreek is. Toe Jesus aan die kruis gesterf het, het hy vir sy disippels gevoel asof alles verby was. Die wêreld het donker geword en hulle het hoop het vir oomblik vir hulle verdwyn. Maar die derde dag het die son opgekom oor 'n leeg graf. Die opstanding van Jesus is God se ewige dagbreek. Daarom kan Jesus sê, ek is die opstanding en ek is die lewe. Wie in my glo, sal lewe, al het hy ook gesterf. En omdat Jesus die opstanding en die lewe is, sal niemand lewe, al het hy ook gesterf. Dit beteken nie dat ons heil nie,
Dit beteken nie dat ons nie moet huil nie. Want selfs Jesus het by die graf van Lazarus hy gehuil. Want trane is nie 'n teken van ongeloof nie. Trane is 'n teken van liefde. God verwag nie dat ons vandag sterk moet wees om vir ander mense te wys dat ons sterk is nie. Maar hy nooi ons om ons swakheid na hom toe te bring. Want hy dra ons self wanneer ons onsself nie kan dra nie. As iemand se kinders wil ek vandag sê julle ma se liefde vir julle eindig nie vandag omdat hulle lewe tot 'n einde gekom het nie. Die herinneringe wat sy saam met julle geskep het, die waardes wat sy vir julle geleer het en die liefde waarmee sy julle versorg het, sal altyd deel van julle bly. En meer nog, God beloof dat hy self die Vader van die vaderlose en die beskermer van almal is wat hartseer is. In die familie wil ek vanaand sê, dat gaan daar wees wanneer die verlies onverwaars hoe julle gaan spoel. En moenie dink dat julle moet vinnig aangaan met die lewe. Ek probeer dit baie nie, ek kan dit nie. Want rou neem tyd. Want liefde neem tyd. Maar God stap verseker elke tree saam met ons. Ons verstaan nie vanaand hoekom hierdie ongeluk so skielik gebeur het. Ons verstaan nie waarom hierdie jong ma 41 jaar so vroeg moes gegaan het. Daar is vrae wat eers eendag in God se teenwoordigheid beantwoord sal word. Maar daar's een ding waarvan ons seker kan wees. God het iemand nooit uit sy hand uit verloor. En hy sal ook as geliefdes in hierdie tyd nie los nie. Die naam Jemima herinner vir julle familie vanaand aan vrede en aan dagbreek. Mag ons lewe ons herinner dat sagmoedigheid 'n groot krag is. En mag hy herinneringe ons leer om mekaar lief te hê terwyl ons nog die geleentheid het. En mag die Here wat na elke donker nag die son laat opkom, ook oor hierdie familie sy lig laat skyn. Ons neem afskeid van haar met trane, maar die trane is nie sonder hoop. Want vir almal wat aan Christus behoort, kan en is die graf nie die einde van die verhaal. Die laaste woord behoort nie aan die dood nie, maar dit behoort aan die lewe. Nie aan donkerte nie, maar aan die dagbreek. Nie aan afskeid nie, maar aan die belofte dat ons eendag weer by die Here sal wees. Sal die kring eens weer vol wees, eendag by die Here. Amen. Ons Hemelse Vader, met swak harte kom ons vanaand na U toe. Dankie vir die lewe van Jemima en vir die liefde, vir die sagmoedigheid en die vriendelikheid waarmee sy soveel mense se lewens aangeraak het. Here, ons verstaan nie hierdie skielike verlies nie, maar ons vertrou dat U naby is aan die wat gebroken is van haar. Ons bid vanaand van kinders, van man, van familie en almal vir wie sy lief gehad het. Omvou hulle met die liefde en troos hulle in hulle hartseer en gee hulle die krag om dag vir dag op U te vertrou. Dankie dat ons hoop het in Jesus Christus wat gesê het, ek is die opstanding en ek is die lewe. Ja, ons om vas te hou in hierdie hoop, selfs te midde van ons trane. Ons vertrou ons self vanaand aan U toe, Here, aan U genade en U liefde. Want ons bid en Vader vanaand in Jesus naam. Amen. Ek gaan die lof en aanbidding vra om ons nog so een liedjie te sing. En ek gaan dit nog waag om maar so. Ek gaan die familie, die hele familie vra
net op hulle te bid en dan sal ek die seën gee. Wat kan u dan, want dit aan gesang word, kom ons vir die familie te bid. Stevens. Van ek vir u is as geloofsgemeenskap gaan verstaan en van die ander iets steek terwyl jy om maak vir dit sal. Praise die Here. Ek sê praise die Here. Want as dit nie vir die Here was, waar sou ons vandaan gewees het? Ons is op 'n goeie plek. Gaan ons ons hande uitsteek na die familie. Praise die naam van die Here. Here sien waar ons vandaan staan. Here ons posisie en ons kondisie stem nie ooreen, maar as in U naam wat ons hier moet vergaar. Here, U ken die harte, U ken die seer, U ken die pyn, U ken die vrae en U sien ons strale. Here, maar ek praat, jy het my eie, ek praat in die naam van Jesus. Here, wat U nie die arms omvou om hierdie familie.
Here en maak hulle toe. Maak hulle nie toe. Here, want Jeremia beloof ons, Here, wanneer dit sal moeilik gaan. Sê vers 3, Jeremia 33 vers 3. Ek sal dit vir jou uitvee. Maar dan sê hy, julle moet stil raak en my vertrou. Julle, dit is nie 'n maklike saak om te vertrou nie, veral nie as ons kondisie lyk soos dit nou hier lyk nie. Here, maar preek 'n laag rondom ons vandaan, Here. Preek 'n laag. Here, by Here gaan laat tye kom, waar daar net gesit gaan word en niks gepraat word nie. Openbaar die hantering van genade en hulle leer. Die Stevens, die Johnsons, Here. Here, die skare wat vanaand opgekom het, om te kom help met die aanbidding en die toetsiens. Laat ons daar sal wees vir hulle, Here, wanneer dit moeilik gaan. En ook bly sal wees wanneer dit makliker gaan. Maar een ding vanaand, Here, heal us, Lord. Heal us. We are broken, but not hopeless. Sien ons dan verder vandaan, Here, waar die impak gaan kom Saterdag. En mense sal beweeg na hulle wonings toe, en hulle sal alleen moet staan. Maar ek ken 'n verlosser. Ek ken 'n mighty warrior. Ek ken 'n promise keeper. Ek ken 'n light in the darkness. Ek weet van 'n verlosser wat kan bly. In die naam van Jesus sal hy kyk na sy kinders, want dit is 'n belofte wat die Here gaan maak. Ek sal vir julle sorg, want as hy dan kan sorg vir die mosies, sal hy sorg. En daarom sê ons nou al, Here, nou al. Dankie, Jesus. In die vorm wat hy saamgekom het, sê eenmalig dank. Liefdes, ek gaan vir u die begrafnis is Saterdagoggend 10:00 in Eerste Laan, 23, 27, en dan 4:00 by die kerk. Dus ek krijg dus een verrassing. Voordat we willen nog één keer zien. Kom ons sing nou so die een keer, dan kan ek die sien by. Oh, Jesus, lead your way. The light greater is yours. And all things work around. Every one they work around. Our good is all alone.
Liefdes, kom ons saam ons. Wat die persoon se hand langs die, langs beide kante, in mekaar staan. Sy hande, ons iemand kwaad van mekaar, en nie mekaar se hand. Die Here sal julle bewaar en julle versterk. Hy sal julle troos in julle hartseer en julle dra wanneer die pad te swaar word. Die Here sal sy aangesig oor julle laat skyn en aan julle vrede gee. Mag die hoop van die opgestande Christus julle harte vul. Sodat die dag aanbreek waarop alle trane afgevee sal word. En die genade van ons Here Jesus Christus en die liefde van God en die gemeenskap van die Heilige Gees sal by ons almal wees en by ons bly. Amen. Okay.